Kom, ons praat saam oor sending. Gemeentes doen sending. Goeiemiddag, almal wat na hierdie video gaan kyk. Ons het 'n opvolg. Ons het 'n vorige video waar ons met Dominee Rickert Botha gesels en waar hy so 'n bietjie sy hart oopmaak oor die kerk se sendingtaak en ja, hoe ons die dinge moet verstaan en hoe ons dit in die praktyk moet laat gebeur. Nou, ja, ek gaan nie Dominee Rickert nou weer voorstel nie. Hy is veral bekend op die YouTube videokanale Vita Deye en hy doen verskillende Bybelskole, Bybelstudies en motiveringsgesprekke. Ja, dit is, as jy nog nie bekend is daarmee nie, daar's so baie materiaal hier op die internet. Jy weet nie waar jy moet vat en waar jy moet los nie, maar Dominee Rickert, ek het hierdie vraag wat ek graag in opvolg nou wil hê, jy moet vir my ook mee help. As ek inleidend net kan sê, ek het die vorige gehad, jy het vertel in die vorige video van 1994, 95, 96, die groot sending herlewing, die global Jacobe geleenthede ook in Suid-Afrika en daar het die Here my ook geroep en het ek toe by 'n sendingorganisasie wat mobilisering in gemeentes doen en dit was wonderlike tyd tot hier by 2000, na 2000 nog. Die jaar 2000 het ons 50 seminare in kerke aangebied. Ek sal nooit daai jaar vergeet nie. En ons was, die kerke het tou gestaan, kom help ons met sendingmobilisering. En hoe moet ons dit doen? Wat moet ons doen? En hoe kan ons 'n sendeling uitstuur? En waar kry ons die geld, die geloofsofferkonsep ensovoorts? En weet jy, 10 jaar later het ek die indruk gehad dat dis verby. En as ek vandag by gemeentes navraag doen oor hulle sending betrokkenheid, dis net asof dis afgehandel, dis nie meer op die agenda nie. Nou, miskien is ek verkeerd, as jy vir my vanmôre sê, nee, ek is verkeerd, dat ek weet daar is nog gemeentes wat heel aktief is by sendingprojekte. Die probleem wat ek natuurlik ook raakloop is dat baie van hierdie gemeentes is baie na binne gekeer, is baie met ons goed besig, alhoewel dit sending is, of dis eintlik barmhartigheidsdiens in die ou taal, eerder as wat dit sending is. Maar wat die vraag wat ek nou vir jou het, en wat ek graag wil hê, jy moet bietjie jou mening vir my gee, wat sou die redes wees, waarom die kerk nog nie die sending opdrag, ons het tevore nou uit Matteus 24 vers 14 het ons afgesluit, dat hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, en dan sal die einde kom. Nou, ons weet vandag, groot onbereikte wêrelde nog steeds, as ons maar aan Noord-Korea dink, aan China, oor China moet 'n mens iets anders sê. Ek lees nou die dag, daar is vandag meer Christene in China, as wat daar inwoners in Amerika is. Ten spyte daarvan dat China 'n ateïstiese land is. Maar goed, wat is die vraag? Die vraag is, wat sou jy sê is die redes waarom die sending ding in die kerk so afgewater geraak het en na binne gekeer geraak het? Ek gee vir jou asseblief die stoel. Goed, Chris, my persoonlike waarneming en belewenis in my hart is dat dit eintlik 'n simptoom is van iets baie groter. En daar is verskillende maniere om dit te sê, so kom ek probeer dit sê op
die manier wat ek gewoonlik doen. En dit is om te sê, wanneer 'n kerk, praat nou van 'n gemeente op 'n bepaalde plek, wat ook al die kerk se naam is, en ongeag die organisasie by wie die kerk of die gemeente affilieer. Met ander woorde wat hulle label is. Maak nie saak nie. As 'n kerk 'n vreeslike aan die gang lofprysing en aanbiddingsspan het, wat daar voor staan en die mense in aanbidding lei met ongelooflike musikante, talentvol, hulle sing, jy weet, soos nagtegale. Die musikante is tegnies onderlê en briljant. Daar's beligting, die korrekte mikrofone, die auditorium is klankdig en jy weet wat ook al nou, jy kan nou dink aan. Dit beteken geensins dat hulle disippels van Jesus is. Die feit dat daar mense voor staan en vlae swaai, beteken nie hulle is disippels van Jesus. Die feit dat jy by 'n gemeente kom en daar's hierdie gewyde atmosfeer, mense stap daarin, jy weet hulle praat hulle gewone stories, maar so 'n meter voor die deure wat hulle ingaan, dan demp hulle stemme en daar's hierdie gewydheid, jy weet in die vergadering en die mense kom sit en die orgel speel of wie ook al speel nou en daar's hierdie dit beteken nie hulle is disippels van Jesus. Dit beteken nie hulle respekteer God net omdat hulle hoedens afhaal wanneer hulle bid nie. Die feit dat ons geweldige programme het en die wêreld beïndruk met hoe fantasties is ons en ons is hier betrokke en deel weet dit en doen pakkies en jy weet so. Dit is nie 'n aanduiding dat jy 'n disipel van Jesus is. Jy kan al daai goed doen. En vreeslik bekend wees. Jy kan op televisie wees, jy kan op radio wees, jy kan boeke skrywe. Jy kan op die voorpunt van tegnologie wees. Jy kan 'n YouTube kanaal hê. Jy kan doen net wat jy kan aangaan. Die mense is woe, jong, daai ouens, hulle kook, jong, en dan dan lekker om daar te wees wat. Woe, is dit net amazing. Dit beteken nie jy staan onder die gesag van Jesus en doen wat hy sê nie. Inteendeel, Chris, ek kan vir jou sê, dit is heel moontlik om 'n baie suksesvolle gemeente daar te stel sonder enige belang in Christus Jesus. Ons weet dit is waar. Ons weet dit is waar. Ek kan baie geld insamel vir 'n bepaalde projek en so aan, sonder dat Jesus die Here is van daai projek. Sonder dat die mense wat in daai projek besig is aan hom onderwerp is, sonder dat hulle waarlik hom soek vir wie hy is en nie vir wat hy kan gee nie. Dit is die buitengewone voorbeelde wat ek hier ophaal nie. Inteendeel, dis ontsaglik gemeenplaas. Die feit dat ek uit my organisasie 100 sendelinge uitstuur en oral betrokke is hier en daar en ons het 'n voorportaal vol vlae, beteken nie ons is disippels van Jesus. Dit kan dalk slegs 'n getuienis van ongelooflike organisatoriese vermoëns en gawes van die mense in die organisasie, wat beteken nie noodwendig dat ons buig ons harte vir Jesus nie. Nou kom ons by die kern van hierdie hele saak uit. Ons kan sendelinge die hele Afrika vol hê en hulle is besig om mense volgelinge van die kerk te maak en nie van Jesus nie. Ons stuur mense uit, dit kan maklik gebeur en ons vertel vir hulle, jy weet, kom na Jesus toe en jy gaan ryk word. Ons is nie besig met die evangelie van Jesus Christus. En, nou kom ons na jou vraag toe, daai was sommer net inleiding, net vir my hart om 'n bietjie lig te skep. Ek wil net sê, daar's baie dinge wat in die kerk gebeur en dit gebeur bloot omdat dit 'n mode is.
Ja, en ek is nie bitter nie. Ek is nie vyhandig of aanvallend nie. Ek was lank genoeg in gemeentelike bediening om die goed baie deeglik te verstaan van die binnekant af. Jy weet, ons doen goed, nie omdat ons aan Jesus onderworpe is nie, ons doen dit want dis die nuwe kultuur. Jy weet, almal nou stuur sendelinge uit, ons is agter, as ons gaan dit ook nou doen, ons doen dit ook nou. Okay, so jy kan sê, maar dis nie alles sleg. Ek sê wel, tegnies, as jy wil redeneer daaroor, dan kan jy seker by die punt uitkom waar jy sê, dis nie alles sleg nie, maar die feit, dat die gemeente nie goed doen, omdat hy onder die gesag van Jesus staan nie, maar bloot omdat dit 'n mode is 'n verskriklike aantuiging teen 'n gemeente. Nou vra jy, hoekom is dit so? Dat in die 90er, jong, toe is dit net die ding. Kyk, dit is net amazing. Jong, dit gemeente, jy praat nie 3 minute met 'n ou nie, dan vertel hy jou waar oral in die wêreld is hulle nou betrokke en besig, jong, en hulle sendelinge hier en daar. En nou sê jy, waar trek ons nou? 10 jaar na daai, met ander woorde, van 2004 af aan, is daar baie gemeentes wat net heeltemal getaan het. Want dis nie meer mode nie. Dis 'n geweldige ding om te sê. Dit beteken ons doen wat ons doen, want dit trek die aandag van mense, nie ons doen wat ons doen, want die gees van God nie. En dis 'n verskriklike ding, Chris. Dis 'n verskriklike ding. Ek sal die eerste ou wees wat vir jou sal sê, dis moontlik om die predikant van 'n gemeente te wees en al die organisasies te behoort wat aandag trek vir die dag en tyd en nie my knieë te buig onder die gesag van Jesus. Heeltemal moontlik. Ek kom in Afrika nou 2023, jy het nou verwys daarna. Dan is daar party leiers met wie ek en my vrou ontmoet. Hulle het geen behoefte om oor Jesus te praat nie. Niks. Nie net het hulle nie 'n behoefte nie, hulle weet nie hoe om oor Jesus te praat. Maar hulle wil praat oor bedieninge. Hulle wil heeltyd praat oor waar hulle betrokke. En want as hulle oor dit kan praat, dan kan ons later praat oor ons het geld nodig. En ek sê nou vir jou, nee, dit is nou, ek praat sommer nou net met jou baie opreg en regheid en eerlik my hart. Dis 'n gruwel. Dis 'n verskriklike ding. Die Vader sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die Vader roep mense om in verbintenis met die seun te lewe. En dis aklig om op 'n gemeente af te kom, waar hulle vreeslik besig is met 110 goed, insluitende sending dan nou, krap. Maar hulle is nie verbind aan Jesus nie. Hulle staan nie onder die gesag van Jesus nie. Hulle lewens is nie toegesê aan hom nie. En dis vir my verskriklik hartseer. En ek wonder by myself, as jy daai belangrike vraag vra wat jy nou gedoen het aan die begin van hierdie program, dan wonder ek, hoeveel van dit wat ek nou sê, speel 'n rol in die antwoord op daai vraag van jou. En dis vir my 'n groot ding. Jy weet, om te kan sê, en dit klink so, ek weet nie of dit blasé klink en of dit nou net bloot blah, jy weet, elementêr, jy weet, om te sê, die kerk is geroep om onder die gesag van Jesus te staan. Die kerk het Jesus verlaat. Die kerk is verstik aan homself. En die boodskap is, kom terug na Jesus toe. Voor ek wil praat, selfs nou, in jou belang is nou juis om mense aan te wakker met sending, maar ek sal sê, voor ek wil met iemand praat oor sending, wil ek met hulle praat oor die feit, dat hulle onder die gesag van Jesus nie staan. Want dis waar die probleem begin. En jy gaan dit sien in 'n klomp ander areas. En ek dink dis die groot ding. Jy weet, ons is nie disippels nie, Chris. Ek gaan nou sommer so, jy weet, oor die algemeen praat. Ons is nie disippels nie, maar ons wil disippelskap kursusse aanbied. Jy weet, ons is nie onder die gesag van Jesus nie, maar ons wil vir ander mense vertel, hulle moet onder die gesag van Jesus kom. Jy weet net, inherent is daar geweldig fout. Daar's fout daar, dis 'n fout. En as jy
as jy dit bereid is om dit te erken, dan hoor jy, sonder dat jy probeer, dan hoor jy Jesus se boodskappe van die 7 gemeentes in Openbaring, as hy vir hulle sê, dit is goed wat julle doen, dis goed wat julle doen, maar ek het een ding teen julle, julle het julle eerste liefde verlaat. En daar is die boodskap wat die kerk moet hoor. Die boodskap van God is die boodskap oor sy seun. En ons het dit versaak. Ons het dit gemaak 'n boodskap oor goed en dinge en issues en projekte en so aan en so aan en so aan, maar nie oor die seun nie. So, jy kan mos nou sien, dit is 'n ding wat baie diep in my siel sit, hierdie antwoord. Maar dis waar ek sou wil uitkom as ek probeer om jou vraag te antwoord. Rikus, jy het nou nie heeltemal gesê wat ek verwag het jy gaan sê nie. En die redes waarom die kerk nie meer die sending opdrag ernstig vat nie, jy het nou, voor jy daarby gekom het jy nou 'n baie diep ding raak gesny. En dit gaan om die hele vraag van ons verhouding met die koning van die kerk. Ons verhouding met ons Here en sy gees. En ek dink, ja, ek dink dankie, ek kan net vir jou sê, miskien moet ons eers daar begin. Ongelukkig is die kerk waarin ek behoort, en ek wil nie kritiek lewer nie, in 'n stryd oor die woord, en 'n stryd oor, ek wil nie as jy goed verder op die naam noem nie, dis verskriklik hartseer. Miskien moet ons daar begin waar jy vanmôre gesê het, is ek regtig onder Jesus Christus se gesag, is ek regtig in 'n persoonlike verhouding met hom, en luister ek na sy stem, en nie my plan wat ek het nie. Baie dankie, wil jy nog 'n laaste woord afsluitend sê? Ek wil net dit vir jou sê. Dankie Chris vir die geleentheid in elk geval dat jy my nou nooi om met jou te gesels op hierdie platform. Ek waardeer dit baie. Ek dink baie mense en daarmee saam organisasies wat groeperinge van mense is baie diep daarop ingestel om mense te beïndruk en te sê wat mense wil hoor en wat hulle mee in hulle skik is. Maar as jy Filippense 2 lees, nee, die befaamde hoofstuk waar Paulus praat van Jesus wat mens kom word het om verneder het tot die kruis en toe opgestaan het uit die dode, dan staan daar hierdie woorde, ek gaan lees dit want dit is regtig kosbaar, ek weet almal ken dit, maar daar staan, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is, die baas, die Here, en dan hierdie woorde, tot heerlikheid van God, die Vader. Die enigste manier, ons is so ingestel om mense te beïndruk, maar die enigste manier om God te beïndruk, is om jou hart en jou knie te buig voor die seun. Dis al waarin hy belangstel. En dan doen hy die res. En ek dink, dit is is 'n goeie manier om hierdie gedagte af te sluit, om te sê, die ware kerk van Jesus behoort aan Jesus. En leef vir Jesus, of hulle lewe en of hulle sterwe, hulle behoort aan hom. In Romeine 14. En dis waar die heerlikheid van die kerk van Jesus is. Al die ander goed is trimmings, is kaf, wat sal verbrand, sal wegwaai, beteken niks nie. En ons wil terugkom na dit. Ja. Baie dankie. Ek gaan hom net hier sluit. En ja, dankie Rieke. Mag die Here jou bediening ook seën en mag hierdie gesprek ook vir elkeen wat daarna kyk, nie laat soek op
op ons knieë laat staan. Want elke knie sal buig en elke tong sal nie net die woorde sê nie, maar bely Ja. dat Jesus sy Here is. Dankie hoor. Dankie Chris.